gehoor identiteite. Ek's mal oor identiteite intrigue, want dit is so maklik, eintlik as 'n mens weet wat om te doen. Jy moet net by my stappe hou. Ek gee vir jou soos 'n LB-approved, foolproof plan, jy kan nie verkeerd gaan nie. En wat lekker is van identiteite, al kry jy nie die regte antwoord nie, kan jy 'n klomp punte bymekaar maak so in die proses. Okay, so dis actually 'n verskriklike lekker gedeelte. Ek love hierdie. Okay, my LB-approved plan sê vir jou, okay, die stappe vir identiteit. Eerste ding wat jy altyd gaan doen, soos ek sê hierdie is in julle notas, is jy gaan vereenvoudig, jy gaan verander, jy gaan faktoriseer en jy gaan uitkanselleer. So vereenvoudig beteken jy gebruik jou Kaas-diagram, jou kofunksies, jou hakkies of jou breuke, iets soos daai. Dan het ek my verander, jy kyk altyd eers vir jou sin 2a om te verander, want hy het net een manier waarin jy hom kan verander. Dan hou ek daarvan om my tand te verander, veral wanneer daar 'n kos langs aan hom staan. Dan gebruik ek my gewone sin kwadraat plus kos kwadraat en dan laaste jou kos 2a, want hy het 3 maniere om te verander. So jy wil eers kyk in watter rigting gaan jou identiteit gaan. Okay. Dan wat jy gaan doen is jy gaan faktoriseer. Ek het ook vir julle 'n paar voorbeeldjies hier gegee waarvoor om uit te kyk, wat hulle love om te doen om te faktoriseer en dan gaan jy uitkanselleer. So jy kan eintlik nie verkeerd gaan nie. In die notas het ek ook vir julle 'n paar gegee waarvoor jy moet uitkyk. Dis maar net 'n paar favorites, maar julle sal sien waar ons dit gebruik. Alright, nou kom ons begin, lekker. Eerste enetjie sê hulle vir my, bewys die volgende identiteit. So, ek gaan net my stappe volg en dan gaan julle sien, hierdie is regtig 'n foolproof plan. Eerste ding wat ek gaan doen is ek gaan vereenvoudig, begin altyd by vereenvoudig. Ek sien ek het hakkies om uit te maal, so ja, sure. Ek gaan hakkies uitmaal. Kom ons maal my hakkies aan die bokant uit. Onthou asseblief, hakkies uitmaal beteken ek maal bo met bo en onder met onder. Dit is hoe 'n mens 'n breuk gaan uitmaal. So ek gaan sê vir hulle, okay, ek gaan nou eers werk aan my linkerkant. So ek gaan maal in 1 maal met kos A, gee net vir my 'n pragtige kos A, minus my tan A maal met my kos A. Hier moet ook klaar 'n klokkie in jou kop afgaan, want ons love 'n tan en 'n kos langs mekaar. So hier moet jou kop al sê ding ding ding, ons sien hierdie raak. Daar is 'n ietsie om raak te sien. Dan aan die onderkant het ek 'n kos 2a wat net daarso gaan uitchill. Okay. Want hulle maal net met mekaar. So ek het gaan vereenvoudig. Nou wat jy gaan doen is, kan ek nog vereenvoudig, of is daar appels en pere wat ek by mekaar kan tel? Daar is nie. Nou gaan ek verder. Nou kyk ek, is daar iets te kan verander? Ek sal eers in die bokant, daai tan verander, want ek weet dis iets waarvoor ek eintlik uitkyk. Ek hou daarvan. My tan kan ek gaan verander as 'n sin A bo op 'n kos A. Maal met my kos A, en onthou hierdie chill nog alles uit bo op my kos 2a. Okay, so ek het gaan verander. Nou begin ek weer heel bo op my lysie. Kyk of kan ek vereenvoudig. Ja, ek kan vereenvoudig. Daar kan ek vereenvoudig. Okay, nou kyk ek verder. Aan die bokant van my lyn, hierso sit ek nou met 'n kos A, minus 'n sin A. Aan die onderkant van die lyn het ek 'n kos 2a. So ek kan hom nie vereenvoudig nie, ek kan hom verander. Dadelik moet jou brein ingaan in daai ding. Onthou ek het vir julle gesê in die vorige slide, paar goedjies om vooruit te kyk. Hulle love it byvoorbeeld dat jy gaan moet faktoriseer as hulle vir jou 'n kos 2a gee, om dan om te gaan skryf as 'n kos kwadraat minus sin kwadraat. Dis hoe trig werk. Jy moet so lank dink, vooruit dink, wat kan ek doen? Ek weet ek gaan wil verander, sodat ek kan faktoriseer, sodat ek iets kan uitkanselleer. So ek soek iets wat met daai 10 kan uitkanselleer. Daarom gaan skryf ek my kos 2a as 'n kos kwadraat A minus 'n sin kwadraat A. Want ek weet, ek gaan hom dan kan pragtig uitkanselleer, nadat ek hom gefaktoriseer het. So kom ons faktoriseer hom net eers. Hy word 'n beautiful kos A minus sin A. Dis 'n verskil van 2 vierkante, maar met 'n kos A plus 'n sin A. En jy het gaan faktoriseer, sodat jy kan uitkanselleer, en dan is my antwoord 1 bo op 'n kos A plus 'n sin A, en ek dink dis waar ons moes uitgekom het, en dit is my regterkant, en dan het ek my identiteit bewys. So maklik soos dit.
Right, dis die tweede identiteit. So wat ons hierso gaan doen, kyk gou hier, né? Eerste ding wat jy altyd voor gaan kyk is, kan ek iets vereenvoudig? Vereenvoudig beteken hakies uitmaal, plus en minus, appels en pere bymekaar tel, sit er op dieselfde noemer, daai tipe ding. Hier is aan die linkerkant niks wat ek kan vereenvoudig nie. Ek gaan definitief aan die linkerkant solank eers te werk. Aan die regterkant is daar ietsie wat ek kan doen as ek regtig wil, kan ek my minus inmaal, maar kom ons kyk eers waar ons uitkom. Nou wat jy gaan doen is kyk of kan ek verander. Julle trieg is regtig net om te soek wat kan jy doen. Ek sien 'n klomp goed wat ek hier kan doen. Ek kan 3 goed verander. Ek kan 'n 1 verander, 'n sin 2x en 'n cos 2x gaan verander. Ek gaan vereers net my sin 2x verander. Dit gee vir my 'n 2 sin x cos x bo-op 'n cos 2x. Okay. Daar is die linkerkant wat ek dan nou mee gaan werk. Nou wat ons gaan doen is, ek ken my leerwerk. Julle onthou asseblief, ek het vir julle gesê, iets om vooruit te kyk, is wanneer jy kry 'n 1 min 2 sin A cos A. Hierdie is 'n gunsteling, want hierdie 1 kan ek gaan verander as 'n sin kwadraat plus 'n cos kwadraat. En dan gaan hy kan faktoriseer in iets baie mooi. Alright, so dis belangrik dat jy daai gedeeltjie net onthou, dis goed om vooruit te kyk as hulle dit vir jou so vra. Alright, so kom ons kyk gou wat ons nou doen. Ek sal my 1 so lank gaan skryf as 'n sin kwadraat plus cos kwadraat. So ek sê sin kwadraat, ek gaan hom net so lank in die regte volgorde skryf, want ek ken my leerwerk. En dit alles gaan chill uit op my cos 2x. Weereens, jy hoef hom nog nie nou al te gaan verander nie. Ek gaan hom so lank verander as 'n cos kwadraat minus sin kwadraat, want ek weet wat ek daarmee gaan doen. Ek ken my leerwerk, so ek weet ek gaan hom wil faktoriseer. Daarom gaan ek hierdie ouetjie ook so lank neerskryf. Aan die bokant faktoriseer hy pragtig as 'n sin x aan die 1 en 'n cos x. Met 'n sin x en 'n cos x. My rympie sê die tekens is dieselfde, albei kry 'n minus. En hulle almal chill uit bo op my verskil van vierkante wat vir my sê cos x minus sin x en 'n cos x plus 'n sin x. Okay, asseblief moet nog nie gaan uitkanselleer nie, want sin x minus cos x is nie dieselfde as cos x minus sin x nie. So wat ek gaan doen is, ek hou daarvan om die voorste een te verander, ek gaan hierdie teken verander. Dan word hy mos 'n cos x minus sin x. Net belangrik om te weet, as jy hierdie in sy hakkie en sy tekens ook wou verander, of die volgorde, sou jy hom 'n plus gemaak het. Hy moet vir elke hakkie wat jy omruil, moet die voorste teken verander. So in hierdie geval, nou kan daai actually gaan uitkanselleer. Wat oorbly is 'n minus sin x minus cos x, en ek sit dit alles bo op 'n cos x plus 'n sin x, en dit is die regterkant, en dit is waar ons moes uitgekom het. Voilà! Okay, die derde enetjie. Ons hou by my reëls. Eerste ding wat ek altyd gaan doen is kyk of kan ek iets vereenvoudig. Is daar appels en pere? Nee, is niks wat ek regtig kan vereenvoudig op die stadium nie. Nou gaan kyk ek, okay, kan ek iets verander? Ek wil hê julle moet sien, hier is 3 goed weer eens wat ek kan verander aan die linkerkant. Ek kan my tan verander, ek kan my sin 2x verander, en ek kan my sin kwadraat gaan verander. Dis 3 goed wat jy elkeen kan verander. So kom ons vat hom net stap vir stap. My tan, ek gaan my tan so lank verander om te sê ek sit hom as 'n sin x bo op 'n cos x minus my sin 2x is 'n 2 sin x cos x. Ek gaan nog nie die onderste een verander nie. Ek wil net eers kyk waarby wil hulle hê moet ons uitkom. So hy chill nog net eers daar uit. Ek gaan nie lui wees nie en dit stap vir stap doen. So ons het gaan verander. Nou gaan ek faktoriseer. Aan die bokant kan ek sien ek kan faktoriseer. Ek kan 'n sin x gaan uithaal. Ek kan 'n 2 sin x uithaal eintlik as ek wil. So ek kan 'n 2 sin x uithaal aan die bokant, of ek kan 'n 1 op cos uithaal as jy dit wil doen. So jy kan maar eintlik pick and choose wat jy 'n algemene faktor wil maak. Ek het in hierdie geval my sin x gaan uithaal.
Ek hou daarvan om sommer net die boonste een uit te haal. Wat oorbly is 'n 1 op cos x minus 'n cos x en dit chill alles uit bo op my 2 sin kwadraat van x. Ok, hoor gaan my rympies julle, dit is regtig 'n foolproof plan. Ek het gaan faktoriseer sodat ek kan uitkanselleer. Ok, so wat nou oorbly? Aan die bokant het ek 'n 1 bo op cos x minus cos x en dit chill uit bo op my sin van x. Ok, asseblief moenie vir my gaan sê daai is kot nie, dis nie wat daar staan nie, hulle mag nie uitkanselleer al nie. So nou begin ek bo met my rympie. Ek gaan vereenvoudig. Aan die bokant vereenvoudig sien ek right, ek het 2 breuke wat ek op my daai netjie staan mos nou op 1. So ek kan hulle op dieselfde noemer gaan sit. So aan die bokant van die lyn sit ek hom as 'n cos x. My 1 moes met niks gemaal het nie, maar my cos moes met 'n cos maal, daarom word hy cos kwadraat. En ek sit dit alles bo op my sin x. Onthou asseblief, julle kan enige tyd vir my 'n boodskap stuur as ek 'n stappie bietjie stadiger moet doen om vir julle te verduidelik. Alright. Nou wat ons gaan doen verder, ek het nou gaan vereenvoudig, né? Nou kyk ek, kan ek dalk verander? Dis die volgende ding op my stap. Ek weet 1 minus cos kwadraat kan ek gaan verander as 'n sin kwadraat bo op cos x. Ek gaan net hierdie so lank 'n bietjie netjieser skryf, want ek hou nie van 'n breek op 'n breek nie. Hierso staan mos nou eintlik, dis daai gedeelte bo op die sin x. So dis daai groot gedeelte gedeel deur my sin x. En wat ek doen as ek deel met 'n breek, is jy flip hom om en jy maal hom met sy resiprook. So ek maal hom met 'n 1 op sin x. Ek het nou nog net gaan vereenvoudig. My sin x kanselleer uit, hy kanselleer uit, wat oorbly is 'n sin x op cos x en dit is gelyk aan tan van x. En ek dink dit is waar ons moes uitkom, dan is dit my regterkant en dan is dit waar ons moes gekom het. Volgende. Hierdie is nogal 'n lekker enetjie. Ek hou daarvan as hulle hom vir ons so vra. Jy sal hom sommer sien. Jy sal dadelik stak wees. Daar gaan nie veel wees wat ons daar kan doen nie. Okay. So wat ons doen, dit maak nie regtig saak links of regs nie. Ek gaan met die linkerkant werk, okay? Moenie hierdie overthink nie. Jy gaan weet wanneer om hierdie te doen, hè? Die oomblik wat jy gaan werk en daar gaan niks wees pretty much wat jy kan doen nie. Jy gaan amper 100% stak wees. Die enigste ding wat jy kan doen, is jy gaan hierdie een kan verander na 'n sin kwadraat plus cos kwadraat, maar dit gaan jou niks help nie. Okay. So wanneer jy by hierdie gedeelte kom wat jy regtig stak is, al wat jy gaan doen is jy gaan maal hom met sy radikaal. Okay. So wat dit is jy kan net weer gaan kyk, dis amper asof jy die breek rasionaliseer. Dis dieselfde prinsip. So ek vat my noemer en ek verander net die teken en ek maal hom met bo en onder met dieselfde. So eintlik wat gebeur is ek vat daai enetjie, ek flip die teken, ek maal my breek bo en onder met dieselfde ding, so eintlik maal ek hom net met 1. Al wat jy dan doen, so ek het nou ietsie net gaan bysit om hom te kan vereenvoudig, nou gaan maal ek hakkies uit. My hakkies aan die bokant gaan ek net eers daar laat uitchill, om te sê cos x maal met 1 plus sin x. Want die hele rede oor hoekom jy dit wil doen, is sodat jou noemer verander. Dit sê vir my, ek sit met 'n noemer wat ek nie veel kan doen nie, so nou kyk ek, kan ek dalk ietsie meer doen? As jy hierdie hakies gaan uitmaal, gaan jy uitkom by 1 minus sin kwadraat van x. Ok, nou sit ons daar. Ek het nou gaan vereenvoudig. Nou kyk ek, kan ek weer iets verander? Ek kan wel iets verander. 1 min sin kwadraat, kan ek gaan skryf as 'n pragtige cos kwadraat. Ek het gaan verander, sodat ek kan faktoriseer, is nie regtig iets om te faktoriseer verder nie, sodat ek kan uitkanselleer, en dit gee vir my 1 plus sin x op cos x, en dit is die regterkant, en dan het ek hom bewys. Ok, right, nommer 5. Ek love hierdie enetjie ook, hulle is so lekker, julle moet hierdie goed overthink, hierdie is vreeslike lekker werk eintlik. Hou net by my stappe. Stap 1, kyk of kan ek vereenvoudig. Is daar enige appels en pere wat ek by mekaar kan tel, hakkies, noemers, niks sulke dinge nie. Nou gaan kyk ek, kan ek iets verander?
Jy kan verander, maar voordat ek verander, sien ek eintlik 'n ding wat my eers plaas, daai 4. Kom ons kyk eers of kan ek dalk nie net gou gaan faktoriseer nie, net om dit 'n bietjie mooier te maak. Ek het dadelik iets gesien wat weird is, want ek is nie gewoond om tot die mag 4 te gaan verander met my trig nie. So kom ons maak hom bietjie mooier, en ek gaan haal my koskwadraat van x uit. So ek faktoriseer, ek skiep so 'n bietjie 'n stap. Wat oorbly is 'n koskwadraat x plus 'n sinkwadraat van x. En hy chill uit bo-op 'n 1 plus sin x. Ok, so ek het net gou gaan faktoriseer, net laat hy bietjie netjieser gaan lyk, right. So ek het gaan faktoriseer, daar's niks wat ek nou verder kan doen nie. Nou begin ek bo. Is daar iets wat ek kan vereenvoudig? Nie regtig nie. Daar's wel iets wat ek kan verander. Ek kan hierdie sin kwadraat plus kos kwadraat kan ek gaan skryf as 'n 1. Want sin kwadraat plus kos kwadraat is mos eintlik net 1. So hy maal net met 1. En as hy maal met 1, hy chill net daaruit. Ok, so ek het gaan verander. Nou kyk ek weer, kan ek vereenvoudig? Nee, ek kan nie. Nou kyk ek, kan ek weer iets verander? Yes, ek kan my koskwadraat verander, want dit is een van die goed wat ek vir jou gesê het om vooruit te kyk. Hulle love koskwadraat om hom te gaan insit, om hom te sit as 'n 1 min sin kwadraat. Julle sal sien is heeltyd dieselfde goedjies oor en oor en oor. Jy moet maar net gewoond raak om jou kwadrate te sien, om te dink, wat kan ek verander? En nou het ek gaan verander, nou dink ek, okay, nou wil ek gaan faktoriseer. Ek kan daai ouetjie gaan faktoriseer as 'n 1 min sin x en 'n 1 plus sin x. Dis net gewone leerwerk. En hulle almal chill uit bo-op 'n 1 plus sin x. En ek het gaan faktoriseer sodat ek kan uitkanselleer en dan eindig ek met 'n 1 minus sin x en dit is my regterkant, dit is waar ek wou uitkom. Alright. Volgende enetjie. Hierdie ook 'n all-time favorite, hulle geniet hom nogal. Wat ek hierso sal gaan doen vir om uit telk bietjie meer punte, is om te gaan sê, okay, eerste ding wat ek sien, kan ek ietsie gaan vereenvoudig. Vereenvoudig sê letterlik net vir my, is daar appels en pere en al daai tipe goed. Nee, ek kan nie iets vereenvoudig nie. Ek gaan aan die linkerkant werk. Nou kyk ek, is daar iets wat ek kan verander? Ek wil hê julle moet gou hier mooi kyk. Nou hier is 3 goed wat ek kan verander. Ek kan 'n koskwadraat verander as 'n 1 min sin kwadraat. Ek kan 'n sin kwadraat verander as 'n 1 min kos kwadraat. En ek kan 'n sin 2x gaan verander as 'n 2 sin x cos x. So daar's 'n klomp goed wat ek kan verander. Ek gaan nou my sin kwadraat verander, bloot maar net want ek wil hê julle moet gou sien wat gebeur wanneer jy met 'n minus en 'n hakkie, jy kan enige van daai 3 gaan verander en jy gaan by dieselfde antwoord uitkom eventually. Okay. So, ek gaan my kos kwadraat gaan ek laat hy net eers daar uitchill. So kom ons sê my kos kwadraat x bly net daarso. My cos x bly ook net daar. My sin kwadraat sit ek as 'n 1 min cos kwadraat. Kyk asseblief my hakkie. sien julle hoe sit ek my hakkie daar? Aan die onderkant gaan ek ook so lank iets verander. Ek gaan my sin 2x verander as 'n 2 sin x cos x. Ek hou daarvan om hom te verander, want hy het net een manier waarin ek hom kan verander. Okay, nou het ek gaan verander, nou begin ek bo. Kan ek vereenvoudig? Yes, ek het 'n hakkie wat ek kan uitmaal. So hy word dan 'n minus 1 en 'n plus cos kwadraat. So hy word 'n minus 1 en 'n plus cos kwadraat. Okay. So ek het gaan hakkies, nou kyk ek verder, is daar appels en pere wat ek bymekaar kan tel. Ek het 'n cos kwadraat plus 'n cos kwadraat. Great, dit gee vir my 'n 2 cos kwadraat van x minus 'n cos x minus 1. Alright, so ons het so lank, ons vorder ten minste nou al. Right. Aan die onderkant van die lyn kan ek ook eintlik al so lank gaan faktoriseer as ek wil. Ek sien my algemene faktor van sin x, wat oorbly is 'n 2 cos x plus 'n 1. Okay. So nou het ek al gaan verander en vereenvoudig en ek het sommer in die onderkant gaan faktoriseer. Nou wat ek gaan doen aan die bokant, nou wil ek gaan faktoriseer. Alright, want ek weet ek wil iets uitkanselleer. En julle, as jy vergeet het hoe om hierdie te faktoriseer,
kyk na jou onderste hakkie, dis hoekom ek hom so lank gaan doen het, dit gee vir jou 'n tip, want jy weet, jy wil 10 teen hê, hy moet uitkanselleer. Maar kom ons kyk hoe dit werk. So, aan die bokant kan ek gaan faktoriseer, ek sit 'n 2 cos x, en 'n cos x, hulle maak daarom gewoonlik nie hierdie faktoriserings te moeilik nie, so dis daarom redelik eenvoudig, dis nie soos daai intense graad 10 faktoriserings wat jy moet weet nie. Ek skryf net gou die onderkant neer. Ok, so kom ons faktoriseer aan die bokant. Ek vat die 2 se faktore, dis 'n 2 en 'n 1, en daar moet 'n cos aan elkeen staan. En dan vat ek die 1 se faktore, dis net 'n 1 en 'n 1. Soos ek sê, hulle maak hom daarom nie te moeilik nie. As jy regtig bang is jy raak te mekaar, en jy vergeet of jy hardloop uit tyd uit, ken jou reëls, jy weet jy wil faktoriseer sodat jy kan uitkanselleer. So in my brein sê 10 teen 1 gaan hierdie 'n plus word. Maar ek hou by my reëls, net om seker te maak, ek leer julle net om 'n bietjie vooruit te dink, as jy vashak spesifiek. So ons weet my armpies loop binne en buite, 'n 2 en 'n 1. My tekens verskil, die grootste een kry die minus. So die 2 moet die minus kry, daarom kry die buitenste een die minus, en dan weet ek daai een is die plus. As jy nie seker is nie, gaan kyk jy graad 10 video oor faktorisering weer. Ok, so ons het daai gedeeltetjie, ek het gaan faktoriseer, sodat ek kan uitkanselleer. En wat oorbly, is 'n cos x minus 1, bo op my sin x. Right, hulle wil graag hê ons moet uitkom by 1 op tan x minus 1 op sin x. Jy kon die regterkant ook gaan vereenvoudig het as jy wil. Ek is sommer lus om net met my linkerkant nog steeds te werk, om te sê ek gaan hom opbreek, om te sê cos x bo op sin x, minus 1 bo op sin x. Ons het mos in graad 8 geleer, hierdie cos x staan op 'n sin x, en die 1 staan ook op 'n sin x. Ok, en al wat ek doen, ek weet cos x op sin x is kot van x, ek ken my leerwerk, en ek weet kot van x is 1 bo op tan van x, minus 1 bo op sin x, en daar is my regterkant, en daar het ek hom bewys. As ek jou verloor het met hierdie onderste gedeeltetjie, dit is in die notas presies wat is kot, cosec en sec, en al daai lekker dinge. Alright, nommer 7. Hier is 'n lekker enetjie, hy kom so baie voor, julle gaan hom regtig baie sien, ek love hom ook, ek's mal oor identiteit, dit is so lekker gedeelte, jy moet net jou stappe volg julle. Ek weet ons gaan nou lekker vinnig in die video, maar ek wil hê alles is baie mooi in jou pakkie, jy kan regtig net daarna gaan kyk. Ok, eerste ding wat ek sien aan die linkerkant, ek gaan definitief linkerkant eerste werk, is ek sien pragtige breuke. Ek het mal daaroor as hulle dit vir ons vra, want hulle probeer ons uitvang, maar dit tel eintlik net meer punte. En dit lyk daunting, maar dit is eintlik net 'n klomp hakkies uitmal dan. So wat ek hier sien is, ek gaan sit hulle op dieselfde noemer, wat vir my gee 'n 1 min sin kwadraat. En 'n 1 plus sin kwadraat. Onthou, ek is nou nog net eers besig om te vereenvoudig. Nou wat ek gaan doen, nou moet ek hierdie 1 plus sin theta, onthou asseblief julle hakkies, hy moet gaan maal met 'n 1 plus sin theta, minus my 1 min sin theta, moet gaan maal met 'n 1 min sin theta. Ok, ek is nog steeds by vereenvoudig, ek gaan nou net my hakkies uitmaal, ek glo julle kan hakkies uitmaal, aan die linkerkant, as jy daai gaan uitmaal, gaan ek kry 1 plus 2 sin theta, plus sin kwadraat theta, minus, onthou asseblief jou hakkie, as jy daai 2 hakkies gaan uitmaal, gaan ek kry 1 minus 2 sin theta, plus sin kwadraat van theta. En hulle chill alles uit, bo op my pragtige 1 min sin theta, en 'n 1 plus sin theta. Ons kyk nog eers wat daar gebeur, of dit nodig gaan wees om iets anders te doen. Ek vereenvoudig nog net eers. Aan die bokant kan ek dan nou verder vereenvoudig. Ek sien ek kan my minus gaan inmaal. Hy maal in daar en daar en daar. So daai drietjies se tekens moet elkeen verander. So dit word dan, as ek my hakkie wegvat, so hy word 'n minus sin plus 2 en dan hierdie plusie word 'n minus. Ek het net my hakkie gaan uitmaal. Boom.
Okay, asseblief met die lywes en julle hakies vergeet nie. Alright, nou gaan ek verder vereenvoudig. Sien julle, al wat ek nog gedoen het is algebra. Ek het nog net gaan vereenvoudig, ek het nog glad nie trig ingebring nie. Ek kan gaan sê, 1 minus 1 kanselleer uit. Ek kan sê plus sin kwadraat minus sin kwadraat kanselleer mekaar uit. Dan het ek 'n 2 sin theta plus 2 sin theta gee vir my 'n 4 sin theta. En aan die onderkant van die lyn, hierso sal ek so lank nou gaan begin, kyk, kan ek hom dalk gaan uitmaal? As ek hulle gaan uitmaal, gaan ek kry 1 min sin kwadraat van theta, as jy daai twee hakies gaan uitmaal. Right, nou wat ek gaan doen, so ek het nog net vereenvoudig. Nou gaan kyk ek my volgende stap, my 4 chill daar uit, my sin chill daar uit, nou kan ek gaan verander. Ek weet 1 min sin kwadraat, kan ek gaan verander as 'n cos kwadraat van theta. So ek het gaan verander, en nou begin ek weer, kan ek vereenvoudig. My 4 chill daar uit, my sin theta, kyk gou wat hier eintlik staan. Daar staan eintlik sin theta bo-op 'n cos theta maal met 'n cos theta. Dis mos nou cos kwadraat. So hierdie verteenwoordig 'n tan. So my 4 chill daar uit, my tan chill daar uit, en dan my cos theta is nog aan die onderkant van die lyn, en daarom kry ek hom as 4 tan theta cos theta, en dis waar ons moes uitgekom het, en dit is my regterkant. Lekker vraagie hierdie. Right, dan nommer 8. Hier gee hulle vir my 'n klomp goed. Okay, hy het lekker baie punte getel. Hulle sê ek moet hier identiteit bewys, maar dis eintlik 'n klomp vereenvoudiging goedjies. So, ek gaan net eers lekker vereenvoudig aan die linkerkant. Dit is pret, so dis gratis punte. Ek sien eers cos 90 min x is 'n pragtige sin x, want ek ken my leerwerk. My cos van y gaan net eers daarso uitjou. Plus die sin van minus y, as er niks voor my minus staan nie, weet ek mos daar staan net 'n nulletjie vooraan. So dit is in die c kwadrant, gaan kyk het weer by vereenvoudiging. Daarom word hy 'n minus sin van y. En cos 180 plus x, 180 plus x, is negatief cos van x. Okay, aan die onderkant van die lyn, ek vereenvoudig nou nog net, my cos x gaan daar uitjou, my cos 360 plus y, 360 plus, dis net in die a kwadrant, so dis net 'n pragtige cos van y, plus 360 minus x, weet ons mos is in die c kwadrant, so hy word 'n minus sin van x, en 'n sin van y. Okay, so ek vereenvoudig nog net eers. Ek doen nog niks nie. My sin x chill daar uit. My cos y gaan daar uit chill. My minus, maar met 'n minus is 'n plus. So my plusie chill net eers daar uit. Ek het 'n sin van y en 'n cos van x. Ek hou daarvan om dit so lank in die regte volgorde te gaan skryf. Dit maak nie saak nie. Ek hou maar net daarvan om te sê, dis die cos van x en die sin van y. Die rede hoe ek geweet het om dit te doen, is ek sien ek het 'n x en 'n y, daarom weet ek soek 'n x en dan 'n y. Ek soek die volgorde van my hoeke 100%. Aan die onderkant het ek 'n cos x met 'n cos y, 'n plus maar met 'n minus is 'n minus, so sin x, sin van y. Okay, so ek het nog net gaan vereenvoudig. Nou wat ek gaan doen is, nou gaan kyk kan ek iets verander? Ek sien my groot gemors. Sien julle in die bokant het ek 'n sin x cos y, cos x sin y. Dis een van die goed wat jy voor moet uitkyk. So dit weet ek is my sinreël, en dis hoekom ek my volgorde gaan verander het, want ek moet weet wat is die waarde vir a, en watter een is die waarde vir b. So in hierdie geval kan ek sien is x die waarde vir a, so ek kry hom as 'n sin x plus y, want is a plus b, bo-op, aan die onderkant het ek 'n cos x, cos y, sin x, sin y, so ek weet ek gaan gebruik my cosreël, en dan is dit x plus y, en dan sê dit sin x plus y op cos x plus y is dieselfde as tan x plus y, en dit is die regterkant,
En dis wat ons moes gekry het. So met hierdie moet jy regtig net jou stappe volg. Al wat ons doen by identiteite, dis oor en oor dieselfde ding julle, is jy gaan vereenvoudig, verander, faktoriseer en dan uitkanselleer.